TGBN TV. Kyk net watter chaos begroet hom wanneer hy terugkom. Die disippels en die skrifgeleerders is in 'n woordewisseling gewikkel. 'n Klomp omstanders vergaap hulle aan die seun wat sy hele lewe lank net swaar kry ken. En 'n teleurgestelde pa wat om hulp gesoek het, wonder hoekom niemand kan help nie. Geen wonder Jesus sê, ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle nog verdra? Nog nooit was die kontras tussen hemel en aarde so fel nie. Nog nooit was die gebedsarena so donker nie. Waar is die geloof in hierdie toneel? Die disippels het misluk, die skrifgeleerdes is geamuseerd, die bose gees triomfantlik en die pa desperaat. 'n Mens sal nie sommer 'n naald van geloof in hierdie hoëmiet kry nie. Dalk is jy ook moedeloos gesoek na die een in jou eie hoëmiet. Dalk is jou lewe ook baie ver van die hemel verwyderd. 'n rumoerige huishouding, skreeuende kinders in plaas van singende engele. 'n gemeente vol verdeeldheid, die leiers stry meer as wat hulle bedien. Oorweldigende probleme, jy kan nie onthou wanneer laas jy sonder duiwels was nie. En tog, uit die oormag, onsekerhede, kom jou sigter pleidooi. As jy enigiets vir my kan doen, kan so gebed verskil maak. Laat Markus hierdie vraag beantwoord. Toe sien Jesus dat die skare by mekaar stroom, het hy die onrein gees bestraf en vir hom gesê, jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer terug nie. Die gees het hom laat skree en ewige stuiptrekkings laat kry en hom laat uitgaan. En die seun het soos 'n dooie geword, en sodat baie mense gesê het hy is dood. Jesus het hom egter aan die hand gegryp, hom opgerig en hy het opgestaan, volgens Markus 9:25-27. Dit het die disippels gehinder. Toe hulle weer alleen by Jesus was, het hulle hom gevra, waarom kon ons nie die gees uitdrywe nie? Sy antwoord, hierdie goed kan met niks anders as gebed en vas uitgedrywe word nie. Watter gebed? Watter gebed het die verskil gemaak? Was dit die apostelse gebed? Nee, hulle het nie gebid nie. Dan seker die skrifgeleerdes se gebed? Miskien het hulle na die tempel gegaan en daar ingetree. Nee, die skrifgeleerdes het ook nie gebid nie. Dan was dit seker die omstanders. Dalk het hulle biduur vir die seun gehou. Nee, die mense het nie gebid nie. Hulle het nie op hulle knieë gegaan nie. Watter gebed het gelei om die seun van die bose gees te bevry? Daar is net een gebed in die verhaal. Dis die eerlike gebed van 'n verwonde man. En aangesien God meer deur ons pyn as deur ons welsprekendheid geraak word, het hy opgetree. Dis wat vaders doen. Dit is presies wat Jim Redmond gedoen het. Sy seun Derek, 'n 26-jarige Brit, was die gunsteling om die 400 meter in die 29 Barcelona Olympiese spele te wen. Halfpad deur die seminale uitding het 'n brandpyn deur sy regterbeen geskiet. Hy het met 'n geskeurde duispier op die baan neergesak. Terwyl hy die mediese nader gehardloop het Redmond oorent gekom. Dit was instink, sou hy later sê. Hy het een bietjie gespring en die afrigters weggestamp in 'n wanhopige poging om die wedloop klaar te maak. Toe hy die pylvlak bereik, het 'n groot man deur die skare gevleg. Hy het 'n T-hemp gedra waarop gestaan het, ek het jy jou kind vandag al 'n drukkie gegee? Die man was Jim Redmond, Derek se pa. Jy hoef dit nie te doen nie, het hy vir sy huilende seun gesê. Ja, ek moet, het Derek verklaar. Wel, het Jim gesê, dan gaan ons hierdie wedloop saam klaar maak. En hulle het. Jim het Derek as 'n arm om sy skouer getrek, al hinkende tot die wedstreep gevorder. Derek het sy kop sien sy pa se skouer gedruk.
maar hulle die sekuriteitsmanne afgeweer en tot aan die einde in Derek se baan gebly. Die skare het hande geklap, toe opgestaan, toe gejuig en toe gehuil, toe pa en seun die wedloop saam voltooi. Wat het die pa dit laat doen? Wat het gemaak dat hy die paviljoen verlaat om sy seun op die baan te gaan bystaan? Was dit sy kind se hardlooptalent? Nee, dit was sy kind se pyn. Die seun het seerke gekry en alles in die stryd gewerp om die wedloop te voltooi. Daarom het pa gekom om hom te help, klaarmaak. God doen dieselfde. Ons gebede is dalk onbeholpe, ons pogings laat te veel wense oor. Maar aangesien die krag van gebed in hom lê wat dit hoor, en nie in hom wat bid nie, maak ons gebede wel 'n verskil. So Jesus hoor ons gebede. Maak nie saak hoe ons bid nie, hoef nie perfek te wees nie. Al sê net Jesus en hy sal hoor. Jesus weet presies wat ons nodig het en wanneer ons het nodig het. Maar hy sê ons moet net bid. Aanhou bid en aanhou glo en aanhou vertrou. Amen. Dankie Jesus vir die voorreg wat ons het om weer eens hierdie boodskap te kan uitdra. Seën die boodskap dat dit 'n verskil maak in mense lewens. Jesus help ons dat ons sal bid. Ons vergeet soms om te bid. Net wanneer dit sleg gaan wil ons bid, maar ons moet altyd bid, Jesus. Ons moet bid wanneer dit goed gaan en wanneer dit sleg gaan. En ons moet altyd bid. En U sê, U sal hoor wanneer ons bid, maar ook op U tyd. Ons dank Jesus, ons loof en ons prys U, vir al die liefde en al die genade. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Die Here sal jou seën en die Here sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn, laat sy geloof genade. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee.